Hemelse Vader, dankie dat ons vanoggend hier kan wees. Dankie dat ons weer voor U kan stil word. Dankie dat ons hier saam met ons broers en susters in die geloof in U teenwoordigheid mag wees. U mag iets beleef van 'n stuk koinonia, 'n stuk saam wees as medegelowiges. Here, mag dit wees dat ons sang tot eer van U naam mag wees. Mag U dit beleef dat ons U loof en prys. Here, want U is die enigste ware God. U is die enigste skepper God, Here, en U is al een aan wie ons lofgesange moet bring. Daarom, Here, bid ons dat dit so mag wees dat ons sang ook vanoggend U verheerlik het en dat dit vir U aanneemlik was. Dankie, Here, vanoggend dat ons ook hier kon wees waar U genade verbond kon bevestig het aan 'n jong persoon. Om vir haar ook te kom sê dat U haar lief het en vir haar omgee en vir haar sorg, Here. En in dieselfde tyd dat U ons kom herinner daarin. Dat U ook die een is wat vir ons sorg en vir ons lief is. En dat U ook omgee vir elkeen van ons. Here, as ons uit die woord gaan saamlees en daaroor gaan saam gesels, kom bid ons en vra ons ook, Here, dat U sal gee dat ons vanoggend ook weer sal hoor. Wat is dit wat U vanoggend deur die woord in U gees ook vir elkeen van ons wil kom sê? Ons vra dit in U naam. Amen. Skriflesing gaan so tussendeur plaasvind. Daar's so 3 dele waarby ek wil stil staan uit die Johannes Evangelie uit. Maar ons sal nou by daai 3 dele uitkom. Ek wil eers begin deur met julle 'n bietjie te gesels en 'n voorbeeld te gebruik wat ek dink vir baie van julle bekend is dalk. En ek dink baie van ons het soms die ervaring, partykeer is jy die een wat almal ken en ander kere is jy die een wat almal nie ken nie, né? Ons almal weet dit gebeur partykeer dat jy het 'n familielid of 'n vriend wat baie bekend is en almal weet wie hulle is en dan kan dit soms vir jou voel of jy so bietjie in hulle skaduwee staan, né? Mens weet so baie keer van mense wat sal praat en sal sê, maar o, jy is Piet se broer, of jy is Johan se vriend, of o ja, jy is Mosari se man, né? So jy staan nie bekend half onder jou eie naam, jy staan bekend as Sari se man, of Piet se broer, of Johan se vrou, of hoe ook al om. Nou vir party mense maak dit nie saak nie, maar vir party ander is dit nogal steurend, né? Jy voel nog so half maar, weet, jy's 'n mens op jou eie, jy's jou eie mens. En jy wil nie altyd net bekend staan as daai en se broer, of daai en se vriend, of daai en se man of se vrou nie. Ek weet vir tieners is dit baie keer erger, as hulle hoor maar, o, jy's Pieter se laaitie, né? Of Sari se dogter. En tieners wat nogal selfbewus is oor hulle selfbeeld, vir hulle is dit baie keer erger. Maar vir party mense maak dit nie saak nie. Party mense gee nie om nie. Party mense se persoonlikhede, geaardheid is van so aard dat hulle voel maar ons wil eintlik so 'n bietjie in die agtergrond wees. Ons wil nie in die voorgrond wees nie. Ons wil nie hê almal moet noodwendig weet wie ons is en so meer nie. Ons is tevrede om in die agtergrond in die lewe besig te wees en ook 'n verskil en 'n impak te maak. Nou as ons na die Bybel gaan kyk, dan sien ons in die Bybel, is daar baie mense in die Bybel wat bekend is. En as ek hulle name sê, dan gaan meeste van julle weet van wie ek praat, en jy gaan 'n klomp goed waarskynlik vir my oor hulle kan sê. As ek die name noem, soos byvoorbeeld Moses, of Abraham, of Dawid, of Salomo, is daar by meeste van julle klomp gedagtes wat opgeroep word. Jy weet wie Moses was, en jy dink sommer dadelik in die busy mandjie en die feit dat hy die volk moes uitlei en die see wat in 2 gedeel het. Jy dink sommer aan al daai goed. En as mens dink aan Abraham, dan dink jy sommer dadelik aan hy wat Isak moes gaan offer het. En so kan ons aangaan, né? Dawid, Salomo, almal van dieselfde met die Nuwe Testament. Klompie mense in die Nuwe Testament wat ons almal weet wie hulle is. Johannes die Doper, dan gaan jy dadelik weet van wie ek praat. Judas, as mens aan Judas dink, dan dink mens dadelik daaraan dat hy die een is wat op die ou dag vir Jesus verraai het.
As mens aan Thomas dink, dan dink jy dadelik aan die disipel wat so 'n bietjie onsekerheid gehad het, getwyfel het. As jy aan Johannes dink, dan dink jy dadelik aan Jesus se geliefde disipel. As jy aan Petrus dink, dan dink jy dadelik aan hy is die een wat die Here gesê het, hy gaan die rots wees waarop ek my kerk gaan vestig. En so is daar klomp mense wat bekend is in die Bybel. Maar dan is daar ook persone in die Bybel wat so 'n bietjie op die agtergrond is, wat minder bekend is, maar wat ook 'n integrale rol en 'n belangrike rol vervul het en gespeel het in die geskiedenis. En spesifiek in ons Christenwees, die Christelike geskiedenis. Daar's een so disipel, paar van hulle, maar een spesifiek wat ek vanoggend by wil stil staan, wat so 'n bietjie amper ongemerk deur die evangelies gaan, wat so min as moontlik geraas maak, een wat min vra, een wat nêrens in die evangelies ons sien enige groot toesprake gemaak het, of enige sulke goed nie. Maar tog was dit 'n disipel wat 'n baie belangrike rol vervul het. Maar het was 'n disipel wat hier in die agtergrond besig was, hier in die agtergrond aan die werk was. En as ek vanoggend die naam Andreas noem, dan wonder ek hoeveel van julle het aan Andreas gedink. En hoeveel van ons weet werklik wie was Andreas gewees? Meeste wat hier sal sit sal vanoggend vir my kan sê, ja, julle weet Andreas was Petrus se broer, nee. Want dis gewoonlik hoe ons Andreas ken. Ons ken hom want hy was Petrus se broer gewees. En dan is dit so half asof mens die idee kan kry dat Andreas so bietjie in die skaduwee van Petrus leef. Want Petrus is eintlik die bekende een van die twee broers. Een oor wie daar baie geskryf is in die evangelies. En oor Andreas is daar nie so baie geskryf nie. Maar kom ons staan so 'n bietjie stil vir 'n rukkie vanoggend by Andreas se lewe en kom ons kyk wat kan ons daaruit leer uit sy lewe uit. En die eerste ding het ek nou reeds gesê, Andreas was Simon Petrus se broer gewees. Hy was net soos Petrus 'n visserman gewees en dan sien ons uit die evangelies uit, hulle was bevriend met die ander twee broers Jakobus en Johannes. Jakobus en Johannes, die seuns van Zebedeus. Hulle vier was vriende gewees. Petrus en Andreas en Jakobus en Johannes. En dan weet ons ook dat Petrus en Andreas se pa se naam was ook Jona gewees. En nou is daar 'n belangrike ander ding wat ons baie keer nie raak lees van Andreas nie. Want Andreas se naam kom net so 13 keer voor in die 4 evangelies. Net so 13 keer wat daar na Andreas verwys word. Nou die naam Andreas, sy naam beteken manlik, dapper en sterk. Dis wat die naam Andreas beteken. Is manlik, dapper en sterk. Wat dadelik vir ons ietsie sê van wie hy was, iets van sy karakter vir ons kom vertel. En dan baie interessant, in die vroeë kerklike geskiedenis, vroeë Christelike geskrifte, word daar altyd na Andreas verwys as prokletos, wat beteken hy wat eerste geroep is. So in die vroeë Christelike kerk was dit baie duidelik gewees vir die vroeë Christene dat Andreas was eintlik die eerste een onder die disippels wat Jesus begin volg het. En ons gaan nou daarby amper stil staan. Andreas, iemand wat nie deel was van Jesus se binnekring nie. Ons weet Petrus, Johannes en Jakobus het Jesus se binnekring uitgemaak onder die 12 disippels of die 12 apostels. En interessant, nêrens sien ons dat dit vir Andreas 'n probleem was nie. Nêrens was dit vir hom 'n probleem dat sy broer en sy vriende Jesus se binnekring van deel is, maar hy wat Andreas is nie regtig deel van daai binnekring nie. Ons sien dit op verskillende plekke in die evangelies, want dat Jesus eenkant gaan bid, byvoorbeeld in die tuin van Getsemane, dan vat hy vir Johannes en Jakobus en Petrus saam met hom daar te gaan bid. Daar op die berg van verheerliking was dit Petrus, Johannes en Jakobus wat saam was.
So Andreas het nie gefigureer in hierdie binnekring van Jesus nie. Maar tog word hy erken in die vroeë Christelike kerk as die een wat eerste geroep is. Nou daar's 3 plekke in die Johannes Evangelie waar ons so 'n bietjie meer te lese kom, te wete kom van wie Andreas was. En ek wil hê dat ons by daai 3 dele vanoggend vir 'n oombliekie gaan stil staan. En die eerste teks is daar in Johannes 1 van vers 35 tot vers 42. So die wat wil volg is welkom om julle Bybels daar oop te maak. Johannes 1 van vers 35 tot vers 42. Die volgende dag het Johannes weer daar gestaan. Dis nou Johannes die Doper. Met 2 van sy volgelinge by hom. Toe Jesus verbyloop, het Johannes stip na hom gekyk en gesê: "Daar is die lam van God." Die 2 het hom dit hoor sê en hulle het Jesus gevolg. Toe Jesus omkyk en sien dat hulle hom volg, vra hy vir hulle: "Wat soek julle?" En hulle het hom geantwoord: "Rabbi," dit beteken leermeester, "waar gaan u tuis?" Hy sê toe vir hulle: "Kom saam, dan sal julle sien." Hulle het toe gegaan en gesien waar hy tuis gaan. Dit was omtrent 4 uur die middag en hulle het die res van die dag by hom gebly. Andreas, die broer van Simon Petrus, was een van die 2 wat dit van Johannes gehoor en Jesus gevolg het. Daarna het hy eers sy broer Simon gaan soek en vir hom gesê: "Ons het die Messias gekry." Messias beteken Christus. Hy het hom na Jesus toe gebring. Jesus het stip na hom gekyk en gesê: "Jy is Simon seun van Johannes. Jy sal Sefas genoem word." Sefas beteken dieselfde as Petrus. So die eerste plek waar ons regtig iets noemenswaardig raak lees van Andreas is hier in Johannes 1 en dan sien ons Andreas was 'n volgeling van Johannes die Doper. Hy het geluister na wat Johannes die Doper sê, Johannes die Doper wat die weg gebaan het vir Jesus Christus, wat verkondig het dat die Messias op pad is, en hy het duidelik erns gemaak met sy geloof. Erns gemaak met die feit dat hy wil weet wie is die ware Messias. En daarom was hy 'n volgeling van Johannes die Doper. En dan op 'n stadium, dan beweeg Jesus verby en Johannes die Doper sê, maar daar is die Messias. En dan gaan Andreas dadelik, waarskynlik was dit Johannes, wat saam met hom was, die geliefde disipel van Jesus, Jakobus se broer. Ons is nie seker nie, die Bybel sê nie vir ons direk wie dit was nie, maar volgens afleidings kan ons redelik seker aflei het was hy. En hulle 2 gaan dadelik na Jesus toe. En dan is dit nie vir Andreas net goed genoeg om net vinnig te hoor, is Jesus die Messias en dan aan te gaan met sy lewe nie. Nee. Hy wil weet waar gaan Jesus tuis en dan gaan hy saam met Jesus en dan sien ons, dan spandeer hy en Johannes die res van die dag saam met Jesus. Ons kan duidelik aflei dat Andreas se geloof vir hom belangrik was. Hy wou Jesus beter leer ken het, hy wou weet wie is Jesus. Hy wou waarskynlik ook seker maak dat Jesus die Messias is. En wat's dan die wonderlike ding wat gebeur? Wanneer hy besef, Jesus is definitief Messias, wanneer hy genoeg tyd in Jesus se teenwoordigheid spandeer het, wanneer hy voel maar hy het nou gehoor en geleer wie Jesus is, gaan hy dadelik en hy gaan na Petrus toe en gaan sê vir Petrus dat hulle die Messias gekry het. Gaan dadelik na sy familie toe. En dis wat die Here vir my en jou ook oproep. So belangrik, ons het vanoggend die doop hanteer, en dis waar dit begin, is dat wanneer dat ons in ons gesinne, vir ons gesinslede sal help om Jesus te ontdek wie Jesus is. Julle as doopouers het die verantwoordelikheid om julle kinders te leer, dat hulle van kleins af sal kan ontdek en besef wie Jesus is. Julle het die taak om hulle te lei, primêr na Jesus toe. Net soos wat Andreas vir sy broer Petrus by Jesus uitgebring het.
Hierdie teksgedeelte is nie in kontras of in teenstelling met dit wat ons in ander gedeeltes lees nie. Dit weerspreek nie byvoorbeeld Lukas 5 nie, waar ons lees dat hulle op die see was en terwyl hulle daar vis gevang het, het Jesus hulle geroep om sy disippels te word nie. Hierdie vertel van ons van die eerste bekendstelling van Jesus aan die disippels. Hier sien ons nog nie dat Jesus hulle per se direk geroep om hom te volg nie. Eers later aan, dan sien ons daar in Lukas 5, eers later, na hulle eintlik Jesus so 'n bietjie begin leer ken het, dan roep hy hulle om ook sy apostels te word, sy disippels wat agter hom aangaan. Maar Andreas is die een wat Petrus by Jesus uitbring. Wat sy broer roep en sê, maar ons het die Messias gekry, kom. Ek wil jou bekendstel aan hom. Ek wil hê jy moet hom ook leer ken. En is so 'n basiese ding van die evangelie, dat die Here ons elkeen roep om ook ander mense by hom uit te bring, ander mense te lei, sodat hulle Jesus sal kan ontmoet. Andreas het nie hier gepreek vir Petrus of enigiets nie. Hy het vir hom gesê, maar kom saam met my, want ek wil hê jy moet ook die Messias ontmoet. Volgende belangrike moment waarvan ons van Andreas lees is daar in Johannes 6, daarvan vers 5 tot 9, die baie bekende verhaal van die vermeerdering van die visse en die brood. En Andreas se rol, die kan baie maklik eintlik misgekyk word in die groter prentjie van hierdie verhaal, van hierdie wonderwerk wat plaasvind. En dan lees ons daar in Johannes 6 van vers 5 tot 9, toe Jesus rondkyk en hy sien dat 'n groot klomp mense na hom toe aankom, sê hy vir Filippus, waar kan ons brood gaan koop, sodat die mense kan eet? Dit het hy gesê, net gesê om hom op die proef te stel, want hy het self goed geweet wat hy gaan doen. Filippus antwoord hom, 200 mense se dagloon is nie eers genoeg om elkeen van hulle 'n stukkie brood te laat kry nie. 'n ander disipel, Andreas, die broer van Simon Petrus, sê toe vir hom, hier is 'n seentjie met 5 garsbrode en 2 visse. Maar wat is dit vir so baie mense? Weereens, wat doen Andreas? Andreas is die een wat potensiaal raak sien. Hy is die een wat hierdie seentjie raak sien. In die Bybelse tyd was kinders as onbelangrik gesien in baie opsigte. In die Bybelse tyd was dit baie sterk hierdie gedagte van kinders word gesien maar nie gehoor nie. En dan sien Andreas hierdie seentjie raak. En hy weet nie wat Jesus gaan doen nie, maar Andreas besef net, die Messias wat hy leer ken het, is almagtig, hy kan enigiets doen. So hy wat Andreas is sê, hy weet nie wat Jesus daarmee gemaak het, maar hy besef, hier's potensiaal, hier's iets wat Jesus kan maak. En dan lei hy hierdie seentjie en bring hierdie seentjie na Jesus toe. Terwyl die ander disipels soos Filippus vaskyk teen die probleem, sien hier's 'n probleem, 'n krisis en dink dit is onoorkombaar. As Andreas die een wat nie vaskyk teen die probleem nie, maar besef, hierdie Messias is almagtig, hy kan iets doen. Iewers lê daar 'n oplossing, en Andreas weet net, die oplossing lê by hierdie seentjie. Wat die oplossing is, weet hy nie, maar dit lê by hierdie seentjie. En dan bring hy hierdie seentjie by Jesus uit, en dan ken ons almal die res van die verhaal. Ek gaan nie oor die verhaal nie, dit gaan oor Andreas, so ek gaan nie die hele verhaal lees nie, waar Jesus hierdie vis en brood vermeet. Een van die goed wat hierdie verhaal ons ook nie vertel nie, wat ek al baie in my lewe oor gewonder het, is wat was die effek op daai seentjie gewees? Die Bybel kom sê dit nie vir ons nie, maar ek kan maar net dink, wat moes die effek op hom gewees het? Dat die Messias, dat Jesus Christus kies om sy broodjies en visse te vat en daarmee vir duisende mense kos te gee en 'n wonderwerk te laat plaasvind. Ek kan nie dink dat daai seentjie onaangeraak daar weggestap het nie. Ek kan net dink dit moes 'n blywende indruk op sy lewe gelaat het. En weer eens, so mooi, so duidelik, vir julle as doopouers, vir ons as gemeente, dat die Here hier kom wys en dat deur Andreas dat kinders se rol moenie gering geag word in sy koninkryk nie. Die Here gebruik daai seentjie om 'n belangrike rol te vervul in 'n baie groot wonderwerk wat hy verrig. Hy gebruik Andreas en daai seentjie.
En daarom moet ons nie ons kinders weghou van die Here af nie. Ons moet besef, maar die Here kan my kind ook gebruik om 'n verskil in hierdie wêreld te maak vir sy koninkryk. Ja, dalk nie op dieselfde manier as hierdie seentjie nie, maar die Here wil kinders ook gebruik. Hier sien ons dit duidelik vanuit hierdie verhaal uit. En daarom het julle as doopfamilie ook die verantwoordelikheid, maar almal van ons die verantwoordelikheid, om ons kinders van kleins af te leer om te sê, jy hoef nie te wag eers dat jy groot is voordat die Here jou kan gebruik. Jy kan klein wees en die Here wil nog steeds van jou gebruik om 'n verskil te maak. So die tweede keer wat ons van Andreas lees, wat dit bietjie meer iets van hom te sê word, is dit weer eens Andreas wat iemand na die Here toe bring. En dan die volgende teks, Lukas 12 vers 20 tot 26. En dan lees ons die volgende wat daar plaasvind en gebeur. Daar was ook 'n aantal Grieke onder die mense wat fees toe gekom het om te aanbid. Hulle het na Filippus, wat van Betsaida in Galilea afkomstig was, gegaan en vir hom gevra, meneer, ons wil Jesus graag ontmoet. Filippus het gegaan en het vir Andreas vertel. Andreas en Filippus gaan toe en sê dit vir Jesus. Daarop sê Jesus vir hulle, die tyd het gekom dat die seun van die mens verheerlik moet word. Dit verseker ek julle, as 'n koringkorrel nie in die grond val en sterwe nie, bly hy net een, maar as hy sterwe, bring hy 'n groot oes in. Wie sy lewe bo my liefhet, verloor dit, en wie sy lewe in hierdie wêreld nie bo my liefhet nie, sal dit vir die ewige lewe behou. As iemand my wil dien, moet hy my volg, en waar ek is, daar sal my dienaar ook wees. As iemand my dien, sal die Vader hom eer. Sante ding wat hier gebeur, Filippus is 'n Griekse naam, en daarom waarskynlik hoekom die Grieke dan kies om na Filippus toe te gaan, en dan te vra, maar hulle wil eintlik by Jesus uitkom, hulle wil Jesus ontmoet. Maar onthou, op daai stadium in tyd het die disippels, baie van hulle nog eintlik in gedagte gehad, dat Jesus eintlik daar is vir die Jode. Dat dit eintlik vir die Jode is wat Jesus voorgekom het. En nou kom hierdie Grieke, en hulle het hierdie versoek, en Filippus weet nie wat moet hy met hierdie versoek doen nie. Dit vang hom onkant eintlik. En dan interessant, Filippus gaan nie na Petrus toe nie, hy gaan nie na Johannes toe nie, hy gaan nie na Jakobus toe, een van die 3 wat Jesus 'n binnekring uitmaak nie. Maar hy gaan na Andreas toe. So duidelik sien ons dat Andreas het 'n bepaalde rol vervul in daai disippels. Hy was waarskynlik 'n ou wat 'n stuk wysheid gehad het, 'n stuk kennis gehad. En dan wanneer Filippus na Andreas toe gaan, is die oplossing vir Andreas eenvoudig. Die feit dat hulle Grieke is, moet hulle nie weerhou daarvan om Jesus te ontmoet nie. En dan gaan hy saam met Filippus en hulle lei die Grieke na Jesus toe en hulle die Grieke ontvang die basiese boodskap van die evangelie. Dat om jou lewe te behou, om die ewige lewe te kry, moet jy in Jesus Christus glo. So die derde plek wat ons weer van Andreas hoor, is Andreas weer eens besig om mense by Jesus uit te bring. Andreas, hierdie disipel, oor wie ons nie vreeslik baie in evangelies lees nie. Maar die vroeë kerk het dit raak gesien, en daarom ook dat hulle hom hierdie besonderse naam gegee het, om te sê, maar hy is die eerste geroepte disipel, want hy is die eerste ou disipel wat by Jesus uitgekom het. Hy is die een wat sy broer Petrus by die Here uitgebring het. Ek wonder hoeveel ander mense het Andreas nie so in sy stilligheid by Jesus uitgebring, wat die evangelies ons nie van vertel nie. Dat die evangelies vertel nie vir ons alles wat gebeur het nie. Dit sou heeltemal te veel wees om in 'n boek op te teken. Ek wonder hoeveel ander verhale is daar nie wat nie opgeteken in die Bybel is van Andreas wat so op sy eie stil een mense by Jesus uitgebring het. Ek is seker dis nie net hier nie. Ek is seker daar moet nog wees. En dis my so wonderlik van dit wat ons kan leer hier van die lewe van Andreas af. Dat die Here my en jou ook roep om mense na hom toe te lei. En jy hoef nie 'n Petrus te wees nie, wat vir groot skares kan preek en groot skares kan aanraak nie.
Dalk roep die Here jou om net 'n Andreas te wees. Want is dalk die rol wat hy vir jou gegee het. Dis dalk die persoonlikheid wat vir jou gegee het. Jy is dalk soos Andreas nie 'n ou wat voor groot skares gaan preek nie. Maar dan beteken dit nie die Here kan jou nie gebruik nie. Dalk is die Here wil hy jou gebruik soos 'n Andreas wat stil op die agtergrond besig is om sy kant te bring, sy werk te bring. Andreas het duidelik gesnap dat elkeen van die disippels het sy rol te vervul gehad. En daarom was hy ook nie jaloers op die ander gewees nie. Hy het gedoen dit wat die Here van hom gevra het, dit wat die Here hom geroep het om te doen. Sommige so vir interessantheid vir ons buite Bybelse bronne, wat baie betroubare bronne is, sien ons dat Andreas word gekoppel aan Rusland, Griekeland en Skotland, dat hy daar gaan sendingwerk doen het. Dat die apostels het uitbeweeg en gaan sendingwerk doen, dat die boodskap verkondig kan word. En hy was onder andere Rusland, Griekeland en Skotland toe, en daar word spesifiek verwys na 'n gedeelte in die Swartsee, daar in Rusland, waar daar verskriklike moeilike volk, die skete gewoon het. Wat baie moeilike volk was. Die ander ouens was eintlik te bang geweest om daar in te gaan. En Andreas het daar ingegaan. Getrou aan sy naam. Het hy gegaan en hy daar gaan sendingwerk doen. En dan volgens oorlewering daar in Griekeland het hy die woord so goed verkondig dat die Romeinse gouverneur van daai area sy vrou en die se broer het Christene geword. En die Romeinse gouverneur was verskriklik ontstel daaroor. En toe het hy laat Andreas gegeesel word en hom laat kruisig, en volgens oorlewering is hy op 'n X-kruis gekruisig, en het die gouverneur aangedui dat hy nie vasgespijker mag word en net vasgemaak kan word, sodat dit langer moet vat vir hom om dood te gaan, sodat hy langer moes ly voordat hy kan doodgaan. En daarom sien mens oral in baie van die ou skilderye en standbeelde en goed, as Andreas uitgebeeld word, is dit altyd met 'n X-kruis wat saam met hom gaan. So het hy 'n verskil gaan maak. Ek dink dis wat ek en jy vanoggend ook kan leer uit die lewe uit van Andreas uit. Te sê, maar is jy dalk die stil ou, die eenkant ou, die ou wat nie daarvan hou om in die spotlight te wees, soos hulle in Engels sal sê nie? Dan beteken dit nie, jy kan nie vir die Here 'n verskil maak nie. Die Here wil jou ook gebruik. Die Here kan jou ook gebruik. Jy moet net jouself beskikbaar stel vir die Here. En dit is so belangrik dat ons dit sal hoor en dat ons kinders ook dit sal leer. Almal gaan nie noodwendig 'n Petrus word nie. Almal gaan nie noodwendig 'n Johannes of 'n Jakobus word. Party is dalk 'n Andreas wat een besig is om te werk en een besig is om mense by die Here uit te bring. En Andreas se werk was nie minder belangrik as Petrus se nie. Want Andreas het Petrus, sy broer, by Jesus uitgebring. En op 'n eendag word Petrus die een wat daar in Handelinge voor duisende mense preek, en dan word daar duisende mense tot die familie van God toe bygevoeg. Andreas het 'n rol daarin te gespeel gehad. Daarom mag dit van ons elkeen waar wees. Dat ons sal vra vir die Here, maar hoe en waar wil die Here my gebruik om mense by hom uit te bring? Nie een van ons is te onbelangrik nie, dat die Here jou nie wil gebruik nie. Die Here wil ons elkeen gebruik om sy evangelie die wêreld in te stuur. Kom ons sit net so en dan bid ek saam. Dankie Hemelse Vader vir iemand soos Andreas wat U ook geroep het om 'n disipel te wees. Hy wie se naam beteken dat hy dapper en sterk was. Maar dat hy hierdie mooi voorbeeld van ons stel, dat dit nie vir hom belangrik was om raak gesien te word nie. Dat dit nie vir hom belangrik was om erken te word nie. Andreas wat besef het sy rol, sy roeping binne in 'n groter prentjie. En dat hy so op sy stil manier mense by U uitgebring het, mense gehelp het om U te ontmoet, mense gehelp het dat hulle lewe deur U aangeraak kan word en verander kan word. Dankie vir Andreas wat ons sien wat nie geoordeel het oor mense nie. Nie besluit het die kind is te onbelangrik soos wat hulle in daai tyd geglo het nie.
Nie gegaan het en gesê die Grieke is nie van die Joodse afkoms nie en daarom is hulle nie welkom by Jesus nie. Dat hy nie ander geoordeel het nie, maar ander gehelp het om U te ontmoet. Al het die samelewing van daai tyd 'n ander siening oor hulle gehad. En help ons dat ons dit ook sal doen. Ons nie mense sal oordeel nie. Maar dat ons waar die Here ons roep en waar die Here het oor ons pad stuur, ons ook mense by U Here Jesus sal uitbring. Help ons daarmee, wys dit vir ons, Heilige Gees werk in ons en maak ons bewus daarvan dat as daar iemand is wat U wil hê, ons instrument in U hand moet wees om hulle by U uit te kry. En help dat ons gewillig sal wees. En help dat dit nie vir ons sal belangrik moet wees om raak gesien te word. Maar dat ons sal doen dit wat U van ons vra en wat U van ons verwag. Here, seën ons asseblief en help ons dat ons in U koninkryk 'n verskil sal maak. Ons vra dit in die groot en heilige naam alleen. Amen. Ontvang ook die seën van die Here wat ons elkeen roep om mense na hom toe te lei. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan elkeen sy vrede gee. Amen.